Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die John Deere Afrika potgooi reeks. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Die nuwe Ryds Landbou Akademie is 'n industriegedrewe inisiatief om die jeug met die nodige blootstelling, vaardighede en kennis toe te rus om landbou in Suid-Afrika te bevorder. Die idee van die Ryds Landbou Akademie het in minder as 2 jaar 'n realiteit geword met 25 ingeskrewe studente en geld in die bank. Nou enigiemand wat weet of ietsie weet van om 'n akademie of 'n privaat skool in gang te kry, ek kan jou waarborg dit 2 jaar blits vanaf is en natuurlik net 'n geld in die bank, so dit wil gedoen wees. Die akademie stel homself ten doel om die gaping tussen landbouteorie en die praktiese realiteit te oorbrug deur leerders praktiese blootstelling aan en ervaring in die bedryf te gee. En dis natuurlik, ek is 'n groot aanhanger van daai praktiese toepassing van kennis. Te veel teorie, bietjie meer prakties. Dis altyd 'n goeie ding. Ek het tydens die onlangse Billy Mieliefees op Ryds oor hierdie opwindende nuwe instansie gesels met Josh Kriek, wat plaaslike boer is en lid die skool se beheerraad, Martin Kreer, wat die koördineerder van die akademie is, en Philip Oosthuizen van Sernik, wat een van die hoofborge is saam met John Deere, Graan SA, VKB en Standard Bank. Lekker leer, lekker luister. Martin, dankie vir julle tyd man. So jy's die myn koördineerder van die Ryds Landbou Akademie, maar vertel ons 'n bietjie meer van die hele inisiatief, waar het alles begin, en dan ek's 'n bietjie met Philip van Sernik, en dan natuurlik Johan Kriek, wat ook een van die stigterslede is. So, ja, vertel ons 'n bietjie meer, waaroor gaan die Ryds Landbou Akademie? Baie dankie vir die geleentheid. Ja, dit het eintlik die idee maar ontstaan om beroepsgerigte opleiding te kan doen vir studente wat hulle vir kantore, sodat hulle na skool weet onmiddellik reg kan wees vir die nou ja, kyk lekker oor my woorde. Dat hulle onmiddellik reg kan wees vir die beroep, weet of vir werksplek. Vir die werksplek. So die hele doel met die akademie is om die leerders deur 'n 3 jaar kursus te sit, of 'n 3 jaar plan, beginnende graad 10, graad 11 en graad 12, en hulle dan met die kurrikulum wat ons dan daarvoor ontwikkel het, hulle met die nodige kennis en vaardighede en weet hulle die tools te gee sodat hulle beroepsgerig is en reg is vir die werksplek na skool. Die wat dan verder wil gaan studeer, hoop ons ook om weer daai liefde vir die landbou te kweek, sodat hulle nog steeds weet nie ingenieurswese of ekonomie of iets gaan studeer nie, maar in die landbou weet voortgaan om daar te studeer. Hoorie, maar kyk, wat natuurlik musiek vir my ore is, het amper lyk of ek 'n liedjie kan sing hierso, is die feit dat dit so prakties georiënteerd is, en ek dink daar's te veel teorie. Ek dink veral in besigheid, in elk geval nou, hier is die besigheid van boerdery, maar daar's 'n baie belangriker strategiese rede, en dit gaan nie net oor praktiese opleiding nie. Ja, Jacques, ek dink dit is goed saam met ons die toekomstige boere oplei, maar ek dink vir my lê dit eintlik die waarde daarin dat dis koöperatiewe ouetjies wat hulle liefde al moet wys op die skoolvlak al. So waar my die groot waarde gaan lê as die groot companies in die landboubedryf kom en sê maar hulle soek ons leerders. Ons het 'n unieke opleiding vir hierdie leerders gegee. Ons soek hulle want ons weet dis die rigting wat hulle wil vat. Ons weet
So wat ons bemarking in moet lê naderhand is ons gaan vir hierdie leerders amper werk aan waarborg met die kwaliteitopleiding wat ons gee. Die doelgerigte praktiese kwaliteitopleiding wat ons gee. Moet ons vir hulle kan werk waarborg deur ons vennote en die ander ouens in die bedryf wat hierdie ouetjies sê maar ons soek hulle, ons wil hulle verder vat en oplei. So ek dink dis waar die waarde vir my in lê. Nee, maar dis interessant ek weet wat vir my aangename verrassing was. So ek was nooit in Ryds nie. Ek sê ek altyd deur Helbron gery en regs gedraai. So ek het die aangekom gister en ek was aangenaam verras vir die toestand van die dorp. Dit lyk eintlik goed en ek wil die hele doel ook van die akademie is die voorbou van die hoërskool. Ja, definitief. Ek dink die oorspronklike idee was om waarde toe te voeg aan die skool wat reeds 3 landbouvakke aanbied, om dit bietjie meer prakties te maak, daar waarde te gee. Van die idee was oorspronklik nie die idee nie, die hoop was oorspronklik toe ons 5 jaar terug met die 3 landbouvakke by die hoërskool Ryds begin het, is om meer leerders van buite Rydse gebied te trek. En dit het nie noodwendig gebeur nie. So ons het bietjie gaan ondersoek instel of gaan self kyk maar hoekom. En ons het half tot die slot gekom, ons is te min prakties. Die leerders wat wil kom, wil nie in 'n klaskamer sit nie. Hy wil buite wees. Hy wil leer, sy hande vuil maak. Hy wil in die praktyk leer wat aangaan. So ons hoop dis waar ons doel gaan bereik om meer prakties te wees en die ouens op te tel. So ja, dit is tot voordeel van Hoërskool Ryds wat ons dit begin het, maar ek dink dit is tot voordeel van Rydse gemeenskap, is tot voordeel van die Oos-Vrystaat. So dit moet tot voordeel van die hele Vrystaat ook daar op die ouend wees. En dis maar my persoonlike opinie, maar ek sou graag wil dat al die mooi goed wat in Ryds gebeur, moet naderhand bymekaar gesit word in 'n pakkie en dat ons vir die wêreld daar buite gaan vertel, die ouens in die stad en goed, maar die platteland is nie dood nie. Maar ons moet belê en ons moet moeite doen en ons het elke ou se inset nodig. Op die platteland het jy elke liewe ou, elke een ou tel op die platteland om dit 'n sukses te maak. So ons moet staat maak en ek dink Ryds is kan ons 'n mooi storie vertel dat die platteland nie dood is nie. En die Landbouakademie gaan dalk in die voorfront van dit wees. Ek hou baie daarvan, maar dit is interessant, ek het gister met PG, het ook een van julle stigterslede was gesels en hy sê ook vir my elke rand wat van buite af inkom, daar's 'n vermenigvuldiger van 7. So dis ongelooflik om te dink vir elke R1000 of R10,000 wat in Ryds inkom, het dit R70,000 impak, of for that matter 700 of 7 miljoen. Philip, nou, Sernik, wat is julle ouens, is hierdie nie, het julle al sulke goed gesien in die res van die land, hoekom is julle betrokke? Sernik wat in 1983 gestig is deur Nick Serfontein, is 'n gediversifiseerde organisasie wat fokus op landbou en landboukundige praktyke. Insluitende 'n bonsmara stoet, veevoerproduksie, voerkrale en natuurlik rooi vleisproduksie wat slagpale, ontbening en verwerking insluit, sowel as klein handelsake. Nick is natuurlik aangewyse as boer vir die jaar in 2019 en is werklik inspirasie om die man te ontmoet en natuurlik om te sien wat hulle in besigheid mag. Sernik is gevestig in die Erenwil distrik van Kroonstad in die Vrystaat, nie te ver van waar ek groot geword het nie, en bestaan uit 7 besigheidsentiteite wat elke waarde toevoeg tot die groep. Die groep verskaf werk aan 600 mense en het jaarlikse inkomste van R1.5 miljard. Jacques, ja nee, kyk van Sernik se kant af, ek dink as mens 'n bietjie terugstaan, ons is baie betrokke in die opleiding van opkomende boere, jy weet, om bietjie te kyk daarna, spesifiek in die rooi vleisbedryf. En ek dink die groot ding kom maar by ek wil sê die visie, jy weet, wat landbou is op die oomblik, jy weet, en hoe ander mense na landbou kyk op die oomblik. Ek dink daar's 'n baie negatiewe perspektief teenoor landbou, vir 'n klompie redes. Ek bedoel, veral met die politiek ensovoorts, jy weet, en ek dink dit is eintlik onregverdig teenoor ons jeug, jy weet, om hulle, ons weet dis die toekoms en ons weet ons moet hulle in ons landbou hou, jy weet, maar as jy na die algemene prentjie in Suid-Afrika kyk, jy weet, is dit amper meer risiko om in die landbou in te gaan, jy weet, dit maak amper nie sin om in landbou in te gaan, jy weet, en dit is absoluut nie waar nie. Jy weet, dis nie wat ons as produsente, ons as boere, as landboumanne, jy weet, ons weet dit is nie so nie, jy weet, maar die prentjie wat daar buite is glad nie dit nie, jy weet. En ek dink dis 'n groot doel vir ons ook, jy weet, om vir die ouens op 'n jong ouderdom te help, 'n bietjie leiding te gee en te sê hoor jy so weet dit gaan alright wees, jy weet, en
en daai bietjie daai praktiese ondervinding, jy weet, nie regtig praktika, jy weet, in terme van wat om te doen, jy weet, maar net prakties en daai realistiese gedeelte vir hulle in te bring, jy weet, te sê hoor hierso, jy weet, hier's 'n geleentheid of twee, dis hoe die wêreld regtig al buite lyk, jy weet. Ek dink in terme van teorie is daaroor is genoeg. As jy kyk op skoolvlak, op universiteitsvlak, was oor is genoeg teorie en ek dink ons is baie goed in die teorie uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt met opleiding, jy weet. En praktika is al genoeg praktika ook, jy weet, maar amper 'n realistiese praktiese ondervinding wat daar nie is nie, jy weet. Ons kry ouens wat vreeslike grade het, wat opgelei word, jy weet, deur universiteite en skole ensovoorts. En as hy in die werksplek instap, weet hy eintlik nog niks nie. Nou dis ou gesegde om te sê hoor ek kyk nie jou graad, maar dis net om in te kom en nou kon leer ek jou eintlik wat jy moet weet in die werksplek, jy weet. En dis ongelukkig hoe dit is. Dis presies hoe dit is, jy weet. Ons sien dit elke liewe dag raak. En ek dink dis 'n groot deel van Reis Landbouakademie, jy weet. Die ouetjies wat deur ons program gekom, jy weet, as hulle by 'n VKB of 'n Sernik of 'n Graan SA instap, jy weet dat hulle reeds daai edge het bo die volgende ou om te sê hoor so ek weet eintlik so 'n bietjie meer realisties hoe werk hierdie praktika en hoe werk die teorie in die realiteit, jy weet. Maar daar's 'n groot gaping tussen die twee, 'n ongelooflike groot gaping. So ons sien dit uit 'n groter prentjie, jy weet, om regtig ouens op daai volgende vlak te kry. Wat is die situasie heidaglik? Ek bedoel, is jou ek dink nou maar, jy weet, jou landbou fakulteite, universiteite en so aan, is dit 'n ding wat besig is om droog te loop ook? Ek bedoel, waar kom die talent op hierdie stadium vandaan? Is dit ouens is daar minder ouens wat universiteit toe gaan of is hier meer, so ek sê, in diens opleiding? Is dit 'n ding wat aan die groei is? Ja, nee, ek dink dit is nie groei. Ek dink jy het 'n probleem in terme van, jy weet, kursusse wat aangebied word, die kwaliteit van kursusse, die veelheid mense wat gaan. Jy weet, ek dink is alles redelik op standaard. Wat ons wel sien is dat die ouens wat die potensiaal het om ingenieurswese te gaan swaat en medies te gaan swaat en van daai rigtings, jy weet, gaan absoluut, en hy's eintlik 'n boerseun. Hy het in die plaas daar geswem toe hy klein was, jy weet. Hy's eintlik 'n boerseun in hart en siel, jy weet, maar dan kom hy en almal dink die perspektief van hoe jy gaan tersiêr landbou swart, as jy gaan leer om die bil by die koei te sit om 'n kalf te kry. En ons is ver verby dit. Jy weet, as mens gaan kyk hier die tegnologie en dis wat ons absoluut promoveer hier. So, jy weet, in die wetenskap wat absoluut agter landbou is en veral die presisie, jy weet, waar ons nou in beweeg, is dit baie meer kompleks as ingenieurswese of enige ander rigtings. Sonder twyfel, ek dink hier is daar twyfel rondom dit. As jy net kyk na die veranderlikes, jy weet wat jy in ag moet neem. So ek dink ons verloor 'n bietjie ouens wat eintlik baie potensiaal het, jy weet, om nie net ek wou sê praktiese boere te wees nie, maar ek sê die wetenskaplikes te wees. Maar jy sê hy gaan word nou eerder 'n dokter want hy glo die leen van landbou is. Nou dis presies dit. Ek sê dis 'n leen, ek dink is 'n wanpersepsie wat geskep word, ja. So ons verloor daai ouens, jy weet, want ek wou hy het die potensiaal, jy weet, en dis ek dink daar's baie druk van die ouers ook, jy weet, dat jy iets moet swat wat vir jou toekoms gaan gee. Jy weet, en wat is die toekoms van landbou in Suid-Afrika, jy weet. En ek dink dis die perspektief wat ons wil regstel. Want ons 'n ongelooflike toekoms. Ek wou as die twee vrae rondom dit nie, maar as ons sien waarmee ons besig is en wat ons in die kurrikulum so ingesit het, is juis om vir ouens te wys hoe dit is nie meer sit die bil by die koei en kry 'n kalf nie. Ek wou daar soveel interessante aspekte wat agter dit kom, soveel wetenskap agter dit. Ek smele lewe lank al nie in die wetenskap. Is ongelooflik wat ons doen en wat ons gaan doen. Veral as jy kyk na tegnologie, jy weet waar ons met die tegnologie ingaan. Ek dink daar's ander industrieë wat naby ons gaan kom in die volgende 5 na 10 jaar nie. Ongelooflik wat ons gaan doen, jy weet. Om vrouens te sê hoor hierso, jy weet ons moet dit nou in die landboubedryf insit, jy weet. En almal sien dit nog as plaasvlak, jy weet. Baie belangrik, maar daar's ouens wat ons moet trek en sê hoor jy hoef nie te ingenieurswese te gaan swat nie, jy hoef nie die fancy goed te gaan doen nie. Fancy is ook hier by ons, jy weet. As jy hoor wat ek sê, so, net om daai perspektief reg te kry. En is daai ek wil dit noem die besigheid van boerdery. Dit is die besigheid, is nie meer 'n plaas nie. Jy weet as jy sê plaas is die koei by die bil, maar die besigheid dis 'n komplekse stelsel. Martin, vertel ons 'n bietjie van die kostestruktuur. Jy weet jy het nou, dis nou interessant. Ek weet julle het nou, ek praat met Johan vroeër ook, julle het in minder as 2 jaar van idee tot geld in die bank, eerste studente, ek bedoel is vinnig, is effektief. Hoe lyk die kommersiële model om so 'n landbouakademie? Ja, as ek teruggaan na wat ek nou gesê het, ons het so 3 jaar plan. So as ons kyk hoe kommersieel hoe ons hierna kyk is as volg. Ons is op hierdie stadium baie afhanklik van kom ons noem dit borge of mense wat finansiële ondersteuning bied. Ons het 5 hoofborge. Okay, 'n sterk groep onder andere Standard Bank, VKB en John Deere. En wat vir ons groot finansiële bydrae lewer, maar ons wil nie in die volgende tydperk
totaal afhanklik wees net van hierdie finansiële ondersteuning. So ons wil self finansiëel onafhanklik raak. So hoe gaan ons dit doen? Die kurrikulum wat ons nou ontwikkel moet van so 'n aard wees dat ons buitestudente van buite af kan kry en dan vir daai studente 'n sekere klasgeld kan vra vir die kursus wat ons aanbied en uit daai gelde dan so finansiëel tot ons self kan bydra. Maar aan die ander kant ook dit is ook boerdery geleenthede. Sernik het vir ons 10 verse geskenk of Bonsmara verse, ek sal dit tog net noem Bonsmara. Bonsmara verse gegee deur die Veeplaas Jeugstigting en die plan is om dan hulle kommersieel dan weer mee te boer en so inkomste te verdien. En dan het ons ook 'n klein konynboerderytjie wat ons aan die gang gesit het wat ons nie massiewe inkomste kan bied nie, maar dit is as daar elke maand 'n inkomste is dit goed. En dan sal ons na die boere van die omgewing toe gaan. Daar het nou gister 'n klomp manne bygewoon wat ek hoop hulle kan waarde bring, klomp boere en ons kan na hulle toe gaan en sê, gee vir ons 1 hektaar of 2 hektaar of 3 hektaar en die opbrengste uit daai hektaar uit. Ons sal deelneem aan die tegnologie of die studies daaraan, maar kom ons kry op. So dis die 2 bronne van inkomste wat ons dan in die volgende jare uit die boerdery uit en dan ook uit die opleiding wat aan ons primêre doel is. En heidaglik hoeveel studente is in die program? Ons het 25 studente wat ingeskryf het, waarvan die groot meerderheid in graad 10 is, en dis ook ons teikenmark gewees. En julle het een volwasse persoon, 'n dame wat ingeskryf het. En ek dink wat belangrik is hierso is juis hoekom sy ingeskryf het, is omdat haar pa, sy boer saam met haar pa en haar pa sê ons boer so vir jare nou al. En sy sê nee, sy wil bietjie nuwe tegnologie leer, sy wil 'n nuwe manier van boerdery leer en sy wil dit eerstens by ons leer, want sy wil nie meer hoor, maar dis hoe ons dit doen vir die laaste 34.000 jaar. Dis 'n baie kragtige voorbeeld ook van en ek net vandag Johan, vertel ons bietjie meer van die kurrikulum self. So wat is die vakke? Natuurlik en julle het alles oorgeskryf, né? Ja, ek dink die inhoud van die kurrikulum sal Martin dalk beter kan antwoord, maar ons het nou afgeskop die eerste ons wil nou 10, 11 en 12 skryf, maar ons het nou nog net 10 klaar geskryf net om te begin. So ons is in die afskopfase ons moet maar die groeipyn en die goed deurgaan. Maar die eerste 6 maande gaan nou na die herlewingsboerdery se gedeelte doen. Dit is geskryf deur Rihanna Botha. Sy is 'n syllabus skrywer van Pretoria af. Sy's 'n professor by universiteit en sy het vir skole al kurrikulums geskryf en sy is in die wetenskap en sy werk nou saam met Dr. Hendrik Smit van Graan SA. Nou hy is die guru van Graan SA en die landboukundige in Suid-Afrika op herlewingslandbou. Ek dink hy staan uit en uit by almal uit. So ons het regtig die top ou gekry in daai vraag en hy het gevra hy wou met Rihanna saamwerk want hulle het al in die verlede saamgewerk. So tussen hulle twee het Hendrik al die riglyne neergelê wat hy dink belangrik is. Hulle het met studiegroepe waarvan een die Remland studiegroep wat reeds in Ryds gevestig is wat vir 'n paar jaar al reeds navorsing doen en praktiese nou kom ek nie mooi op die woord die proewe wat al proewe gedoen het en die goed al redelik voltyds doen. Het Hendrik werk met hulle saam. Hulle het gesê wat sy hulle wil hê die ouetjies al moet leer om as hy uit skool het al sinvol moet hulle te kan deelneem in hulle boerderye. So tussen die Rihanna, Hendrik Smit en die Remland studiegroep het hulle 'n lekker kurrikulum vir ons saamgestel op die herlewingsboerdery. Die presisie gedeelte het ons Lisel Jacobs van Bloemfontein gekry. Sy is 'n bekende by Ekbus, het sy al vir hulle silo-programme geskryf. En ja, by VKB ken haar redelik goed wat al met haar saamgewerk het. So sy het vir ons die presisie inskryf sy vir ons. Sy het 'n 3 dae se werkswinkel gehou. Haar aanslag is om baie meer ouens in die praktyk te kry en vir haar 'n leiding te gee. So sy het 'n 3 dae se werkswinkel gehou saam met Frans van Siebager van VKB. En die vraag was min of meer vir die industrieel gewees, wat soek julle in 'n kurrikulum om hierdie persone aan te stel? En uit dit vorm sy haar kurrikulum. Wat ek dink fantasties is want dit kom terug die mense met die leerders aanstel. Is fantastiese benadering. Ek bedoel as ek sien hoe die manier hoe julle dink, as jy kyk na self Silicon Valley waar hulle jou programmering kursus, hulle gaan vra vir Facebook, vir Google, Yahoo, wat het julle ouens nodig
dat daai ou kan instap en dan wil ek sê reverse engineer die hele kursus. Die Jobs Fund is in 2011 deur die minister van Finansies geloods en 9 miljard is beskikbaar gestel vir die doelwitte van die fonds. Hierdie doelwitte sluit in om projekte deur staats-, privaat en nie regeringsinstansies wat bydra tot werkskeping te help finansier. Dit behels die aanwending van staatsgeld om vernuwe en belegging aan te moedig namens 'n verskeidenheid van ekonomiese belanghebbendes met betrekking tot aktiwiteite wat direk bydra tot intensiewe werkskeping in Suid-Afrika. So in 'n neutedop, die regering gee vir besighede geld wat dan seker maak dat individue reg opgelei word ten einde of effektief self te kan werk of hulle eie besighede te gaan stig, of in hierdie geval is draai alles om landbou. Die Jobs Fund pak nie alleen hierdie langtermynprojekte aan en verskeie regeringsinisiatiewe is oor die afgelope paar jaar getaak met hierdie uitdaging. Philip, wat se ander dinge is julle mee besig? Is daar in terme van nie 'n landbouakademie per se nie, maar het jy vir ons voorbeelde van ander tipe opleidingsinisiatiewe waarmee julle is besig is? Van Sernix kant af. Yes. Ja, so ons is besig met 'n klompie goed eintlik. So ons het so 2 jaar terug, 3 jaar terug, het ons begin met het ons saam met Jobs Fund wat geld is van die regering saam Treasury, het ons in 'n lekker projek aangegaan waar die regering regtig 'n klomp geld ingestoot het om opkomende boere te help. En die hoofding is om hulle op te lei. Jy weet, so ons het 660 boere opgelei die afgelope 3 jaar. Is dit nasionaal? Net in die Vrystaat. Net in die Vrystaat, so geleë die Future Farmers nog by. Ja, so ons het 660 opgelei, ons letterlik uitgegaan plase toe, ons hulle gaan screen, ons hulle gaan profile, ons die hele span in die Serni groep aangestel om dit te doen, jy weet. En nou regtig, party van die ouens het net die potensiaal met al respek gesê, jy weet, om 'n kort kursus te hardloop wat veekunde is, bietjie genetika as voeding is, wat ook al mag wees. En uit die 660 het ons 'n tier 1, 2, 3 wat al basies stap vir stap gegaan het. En ons het 50 boere opgeëindig wat nou regtig potensiaal wys om kommersiële boere te word, jy weet. En op 'n vandag het hulle toegang tot grond, hulle het beeste, ons het hulle beeste neergesit bosmaras want hulle moet suksesvol wees. Vir hulle neergesit, ons help met infrastruktuur, alles met regeringsgeld, jy weet. So ons was eintlik net die voertuig gewees om dit reg te kry. En die crux is een van die min landbouprojekte, jy weet, wat met regeringsgeld suksesvol gedoen is al ooit. Jy weet, as ons dink aan die Vrede en Melkprojek en al die agriparks wat hulle probeer het, en die hartseer van die ding is almal dink die regering moet alles doen. Die regering kan dit doen nie. Hulle het nie die kennis daarvoor nie, hulle het nie die infrastruktuur daarvoor nie. Ons in die privaat sektor, ons het die kennis, ons het die infrastruktuur daarvoor. Hulle moet net die geld gee en dit monitor. En dis 'n praktiese voorbeeld van hoe dit gebeur het, jy weet. So ongelooflik. Daai 50 ouens is deur dit. Ek hoop ons kry weer geld om dit weer te doen. Daai 50 ouens is deur dit en is ongelooflik om die vordering te sien in terme van dit. Ons het soos ons aangegaan het ons die struktuur nou so opgebou, jy weet, fasiliteite ensovoorts, wat ons nou besluit het om 'n ambagkursus ook aan te bied by Sernik, jy weet. So ons is 600 lede in die Sernik groep en ons spandeer 'n klomp geld, jy weet, aan opleiding. Ek bedoel praktiese opleiding, trekkerbestuur, varkhuiserbestuur, jy weet daai tipe goeters. En wat ons sê, kom ons begin 'n tipe praktiese ambagkursus wat nie vir swart mense georiënteerd is nie, is basies vir ouens wat in die werksplek inkom. En ons het van die begin af, wat hy skop in die middel van die jaar af, het ons van die begin af gesê, hoor, so enigiemand van buite af is welkom. Ek wil vra om 'n paar rand, jy weet, om dit so gelig te kry. Ek moet sê die hele omgewing is gelig deur dit. Jy weet, is eintlik ongelooflik. En alles gebeur daar in Kroonstad. Alsbeer in Kroonstad, Edenwil. Niemand weet eers waar dit is nie. My ou meisie van universiteit is van Edenwil. Ronel Viljoen. Sy sê, ek weet jy wat hard moet sê nie. Ronel, as jy het hoor. So die groot ding, ek dink die crux van die hele ding is, jy weet, ons moet ophou weet kyk vir ander mense om dit te doen. Ons moet ophou kyk vir die regering georganiseerde landbou en so om die goeie te doen. Ons moet hand in eie boesem steek, ons moet die goeie self doen. Ons moet inisiatief neem. Ons in die private industrie, ons het die kennis. Ons is die ouens wat dag tot dag met hierdie goeie werk. Ons moet sê hoor, hier is die trant wat ons moet gaan, hier is die spoed wat ons moet gaan. Ons wil A, B en C in 'n kurrikulum hê, in 'n opleidingskursus hê, wat ook al dit mag wees. En ek dink is ongelooflik hoe die ouens inkoop in dit. Baie mense wil inkoop, al is dit net met ekspertise, tyd, jy weet, en dan is ouens wat net finansies wil gee, jy weet. Ek het met die banke ook gesels, jy weet, almal wil geld gee, jy weet, maar hulle het nie regtig ekspertise om by te dra nie. Hy wil bydra, maar weet jy nie so hoor, gee net die geld. Maar die geld nie waar nie, ons sal dit maak gebeur. Wel, ek hou van jou uitsig, ja. Jy moet in ons bemarkingsplan kom. Maar almal wil saamwerk. Dit is ongelooflik hoe 'n paar maatskappye baie vinnig bymekaar gekom het en gesê hoor hierso, jy weet, almal kan nie miljoene rand neersit nie, maar hier is ietsie, as jy nie kan geld gee nie, gee beeste. As jy nie dit kan gee, kom gee ten minste tyd of 'n hemp of wat ook al dit mag wees, jy weet. So ek dink waar ons nou is en waar ons in 5 jaar gaan wees, gaan 'n groot sprong wees sonder twyfel. Dit is baie winnend. Wel gedaan.
Die laaste woord. Ja, ek wil net as ek mag net gou aansluit by wat Jors gesê het. Uit die kurrikulum oogpunt is daar sekere basiese grondbeginsels wat ons net by wil meebring. En dit kom terug by die praktiese aspek. Weet in die teorie skoolverband is dit baie keer, jy weet oor hoe dinge en weet jy die wie wat waar en dit. Maar ons het twee kerngoedjies wat ons net daar wil tot stand bring. Aan die een kant by die bewaringslandbou gaan dit vir ons oor die begrip van volhoubaarheid. So ons dit word oor en oor gesê en elke video word dit gesê, elke toespraak wat gelewer het. So ons wil net daai begrip van volhoubaarheid hê want ons lewe in 'n samelewing wat alles kitsoplossings is vinnig jy ry by McDonald's in, 2 minute later het jy jou kos en dan gaan jy weer. Dis alles kitsoplossings. Daai langtermyn en ek dink dis die ouens hier oor kan die pad van DKalp, hulle raak bang vir die woord bewaringslandbou want ons penetreer op hulle gebied waar hulle voel chemiese verkope kan afneem in dit, maar dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor om vir die leier daai idee van ons dink langtermyn volhoubaarheid. Dit is aan die bewaringslandbou en dan op die ander kant op die presisiekant is die grondligging, jy weet meet en weet. As jy nie iets meet nie, kan jy nie iets weet nie. En ek dink dit as ons daai begrippe en konsepte by hulle kan vas lê, gaan ons 'n lang pad om 'n boer of 'n jong boer in die veld te stoot wat daarom weet aan die een kant hy moet volhoubaar boer en aan die ander kant moet hy sekere goeders doen, meet om te weet waar hy is en waar hy staan. En dit is omtrent dit. Baie dankie. Baie dankie dat jy geluister het. Onthou jy kan die John Deere podcast reeks kry op Apple Podcasts of Google Podcasts, Spotify of SoundCloud. As jy gehou het van hierdie episode en die reeks, asseblief deel dit met jou vriende en familie en ons sien uit om altyd van jou te hoor. So enige terugvoer sal ons op reg waardeer. Laat die wiele rol.